Markus 1 dan, vanaf vers 14 tot by vers 20. Nadat Johannes gevange geneem is, het Jesus na Galilea gegaan, waar hy die evangelie van God verkondig het. Hy het gesê, die bestemde tyd is vervul, en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. Terwyl hy langs die see van Galilea loop, het hy Simon en Andreas, die broer van Simon, nette in die see sien uitgooi, want hulle was vissers. Jesus sê toe vir hulle, volg my, en ek sal julle vissers van mense laat word. Hulle het onmiddellik hulle nette gelos en hom gevolg. Hy het 'n entjie verder geloop en Jakobus, die seun van Zebedeus, en sy broer Johannes gesien, waar hulle in die boot besig was om nette heel te maak. Hy het hulle dadelik geroep, en hulle het hulle vader Zebedeus by die huurarbeiders in die boot agtergelaat en weggegaan agter hom aan. Ons lees net tot sover. Die tyd toe die Here Jesus hierdie woorde gespreek het, wat ons nou hierso gelees het, was op 'n tyd gewees wat die volk Israel se verwagting van die komende Messias, wat dit op 'n baie hoë punt as dit ware uitgeloop het. As mense nou maar kyk in die Ou Testament, die geskiedenis wat ons lees van die volk van die Here, dan sien ons hoe die Israeliete in agter afgode aangeloop het, herhaalde kere, en hoe die Here herhaalde kere sy volk weer tot orde geroep het, deur hulle vyande, deur hulle oor te gee aan hulle vyande, en elke keer het die Here hulle maar weer vergewe, en dan die hele siklus het homself herhaal, so tussen deur die konings deur, en ook, jy sal weet ook die verhaal van die hele boek Rigters, gaan daar oor 15 keer in die boek Rigters, wat het so gebeur het, dat die volk is ongehoorsaam aan die Here, hulle dien afgode, dan kom die Here en hy tugtig hulle deur hulle vyande oor hulle te laat oorheers, en dan kom hulle weer tot inkeer wanneer hulle swaar kry, en dan kom die Here maar weer en hy red hulle deur een of ander leier wat hy gee, koning of dan nou 'n rigter, en so het hierdie hele proses homself herhaal, tot die Here op die ou end by 'n punt gekom het, en hierdie volk van hom in ballingskap laat wegstuur het, en hulle eintlik hierdie land wat hy aan hulle gegee het, verloor het, soos wat hy van die begin af vir hulle gesê het, dat as hulle hom nie gaan dien nie, gaan dit uiteindelik wees wat gebeur. So die Israeliete het die hele tyd hierdie op en af in hulle verhouding met die Here beleef, op die ou end in ballingskap, waar hulle gedink het, nou het God hulle weggegooi, nou het God hulle vergeet, en dan op die ou end is daar die beloftes van terugkeer na die land wat die Here vir hulle gegee het, keer hulle op die ou end na 70 jaar in ballingskap, keer baie van hulle terug na Jerusalem en die land van die belofte, en wanneer hulle daar kom, dan is dinge ook nie maar net hemels op aarde nie, dan is dit nog steeds hierdie swaar en hierdie moeilikheid wat hulle deurgaan, maar tussen dit alles deur was daar gedurig deur die belofte, deur die profete van iemand wat sal kom, wat bevryding vir die volk van die Here gaan bring, en dit was die hele tyd, was dit hulle verwagtinge gewees, en was dit veral in die tyd van Jesus ook 'n baie lewendige verwagting gewees by die Jode, dat die Messias inderdaad sal kom om hulle te kom bevry en om hulle te kom verlos. Moeg van al die swaar kry, moeg van al die ellende, met hierdie hoop dat dinge net eenvoudig op 'n stadium met hulle beter sal gaan. En dan in Jesus se tyd kom hy dan nou en hy gaan naar waar hy gaan leer, en dit is volgens Markus is dit sy eerste preek wat hy lewer aan die volk, en waar hy kom en hy kondig aan, sy eerste aankondiging in sy preek, en is eintlik net so 'n kort preek wat hy preek volgens Markus. Markus is 'n man van min woorde, hy kom sommer dadelik tot by die punt, en sy hele evangelie is so op die punt af, en hy sê, dis die preek wat Jesus daar preek, hy sê, die bestemde tyd is vervul, en die koninkryk van God is op hande. So hier word nou 'n geweldige groot aankondiging gemaak vir die volk wat so in afwagting is dat die Messias sal kom, die ene wat hulle sal kom red van hulle vyande en die swaar kry wat hulle deur is. Want juis op daardie tydstip
was dit kort nadat daar Griekse oorheersing was oor die volk van die Here. En toe het hierdie Romeinse oorheersing gekom. En hier leef hierdie volkie maar nou nog steeds sedert die ballingskap in omtrent maar haglike omstandighede, waar dit glad nie lekker met hulle gaan nie, waar hulle onderdruk word, waar hulle belastings moet betaal, wat die lewe vir hulle baie moeilik maak onder die Romeine. En hier is hierdie groot oomblik, en die tragedie wat ons dan sien, is dat al het die volk van die Here die koms van die koning, van die Messias verwag, is dit baie duidelik dat toe hy kom, dat hulle hom nie herken het nie. Want hy kom op 'n ander manier. Hy kom om ander dinge te doen as wat hulle verwag het. Hulle wou graag hê dat as die Messias kom, die een wat hulle kom bevry, dat hy op 'n politieke terrein vir hulle gaan bevry. Dat hy hulle sal bevry van die Romeinse oorheersing in daardie tyd wat hulle geleef het. Dat die land weer hulle eie sal wees. Dat hulle weer vir hulle self kan sorg in plaas daarvan om hierdie swaar Romeinse belasting te betaal. Dat die mag van hierdie Messias wat kom, hierdie nuwe koning wat kom, dat dit sommer duidelik en dadelik daar sal wees, dat daar geen twyfel sal wees daaraan nie, dat nou is die volk van die Here vry. Dinge verander eensklaps, wanneer die dag wanneer die Messias kom, gaan dinge met eens gebeur, met eens hierdie bevryding en met eens 'n nuwe lewe wat vir hulle gegee word. So wat hulle diep in hulle gedagtes gehad het, is dat wanneer die Messias kom, gaan alles lekkerder wees, gaan alles makliker wees, gaan alles in ons guns draai, gaan alles op die ou end vir ons reg uitwerk, sal ons lekker en rustig agteroor kan sit met groot vrede en goeie versorging wat ons in die lewe beleef. Maar toe kom Jesus anders. En ons sien dit reg deur die evangelie, dat daar 'n teleurstelling is. Ons sien dit seker met die aanloop van die kruisiging van die Here Jesus, toe die volk, toe Jesus op 'n donkie na Jerusalem toe ry, hulle palmtakke en hulle klere voor die donkie neergooi en sê, Hosanna vir die seun van Dawid, die koms van die koning, die koms van die Messias. En hulle het gedink, nou gaan dinge verander. En toe verander dit nie. En 'n paar dae later skree daar dieselfde mense wat gesê het, Hosanna vir die seun van Dawid, roep hulle uit en sê, kruisig hom, want dis 'n fout. Die een wat gekom het, is nie die een wat moes gekom het nie. Selfs Johannes die Doper, van wie Markus hierso praat, dat Jesus het begin optree net nadat Johannes die Doper deur koning Herodes gevange geneem is. Selfs Johannes die Doper, toe hy in die tronk sit, lees ons dat hy op 'n stadium sy volgelinge na Jesus toe stuur en sê, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? U lyk dan nie soos die een wat ons nou gedink het wat gaan kom nie. U is nie hierdie koning wat ons in ons gedagtes gehad het nie. En miskien is dit op een of ander manier ook die probleem waarmee ons ook in ons eie persoonlike lewens en verhouding met die Here ook dikwels mee sit. Dat God op 'n ander manier teenwoordig is. Dat God op 'n ander manier heers in ons lewens, as wat ons van gedagte is, hy dit behoort te doen. Hy val nie in by ons idees van 'n God wat liefhet, 'n God wat omgee, 'n God wat sy hand op jou lewe hou, 'n God wat jou beskerm en jou dra onder alle omstandighede nie. Want ons bevind onsself nou nog in hierdie op en af van hierdie lewe. Ons dink dat as God teenwoordig is, dan werk goed reg uit. As God sy liefde aan jou bewys, dan loop alles min of meer mooi en alles min of meer reg in die lewe. Ons wag ook in 'n sekere sin vir God in ons lewens. Dat hy in ons lewens ook sal kom op ons voorwaardes, volgens ons manier, en dat dit uiteindelik vir ons baie daaroor gaan, dat eintlik gaan dit oor my en my lewe. Dit is eintlik ek wat in die middelpunt staan, soos wat die volk Israel, die Jode ook gedink het. Hulle is eintlik die middelpunt, en God se plek wat God moet vervul, is dat hy daar is om te sorg dat dit met hulle goed gaan. Hy is daar vir hulle, hy is daar vir hulle lewe, om hulle lewe mooi en goed en gemaklik te maak en alles glad in hulle lewens te laat verloop.
En daarom is dit duidelik uit die woord van die Here uit, dat ons baie keer met hierdie verkeerde verwagting wat ons het, en hoe ons God se teenwoordigheid en sy heerskappy in die lewe definieer, dat dit vir ons teleurstellend is, dat ons dink hy's afwesig, dat ons op die ou end dink, hy het ons nie lief nie, hy gee nie om vir ons nie, hy dra ons nie. Dis opvallend wanneer Markus hierso skryf, dat hy begin en hy sê, Jesus se eerste optrede, in die ander evangelies is dit ook so, dat Jesus se eerste optrede plaasvind net nadat Johannes die Doper gevange geneem is. Johannes die Doper, die wegbereider van die Here Jesus, wat gesê het, hier is die Messias wat sou kom, en toe hy op die ou end in die gevangenis sit, toe begin die Here Jesus optree. Nadat Johannes gevange geneem is, kom Jesus met hierdie aankondiging. Die koninkryk breek dus volgens Markus ook nie deur op 'n oomblik waar alles reg is nie. Inteendeel, Johannes wat so intens deel was van Jesus se koms na hierdie lewe, hy sit in die tronk. Rome is steeds in beheer. Die Messias van wie Johannes gepraat het, wat nou gekom het, die een wie se skoenrieme hy nie werd is om vas te maak nie, die een is nou hier, maar Rome is nog steeds in beheer. Die onderdrukking bestaan nog steeds. En uiteindelik, wanneer ons die evangelie volg, dan lyk dit nie of Jesus uiteindelik enige iets wil doen aan hierdie Romeinse oorheersing waaronder sy volk staan nie. Maar Jesus kondig dit aan en hy sê, die bestemde tyd het nou aangebreek. God se moment is nou hierso. Nie die mense moment in die eerste plek, dat die mense verwagtinge bevredig gaan word nie, maar God se moment het aangebreek, en God se tyd word nie bepaal deur mense en deur hulle verwagtings nie. Dit word bepaal deur dit wat God besluit het. En daarom noem Johannes hierdie aankoms, die koms van die Here Jesus, Markus, in die woorde van Jesus sê hy, die evangelie van God is nou hierso. Die goeie nuus. Maar dit klink nie soos goeie nuus nie, want dit help nie vir die Jode in daardie situasie onder die Romeinse oorheersing nie. Die goeie nuus pas nie vir hulle nie, want die goeie nuus lê op 'n ander vlak as wat hulle dit sou verwag het. Jesus kom op 'n manier wat hulle dit nie verwag nie. Hy kom doen wat hulle nie verwag nie. Hy kom nie om politieke oplossings te bring nie. Hy kom nie om materiële nood en behoeftes in die eerste plek aan te spreek nie. Natuurlik sien ons gedurig tussendeur dat die Here Jesus besig is om mense te genees, dat hy bevryding bring van bose geeste, dat hy mense wat blind is, dat hy weer vir hulle laat sien. Maar tussen dit alles deur gebeur hierdie goed op 'n ander vlak as wat hulle eintlik wou gehad het dit moet gebeur. Want die mense vir wie Jesus genesing bring, en die mense wat vir wie die Here Jesus aanraak, is die melaatses, dit is die armes, dit is die uitgeworpenes van die samelewing. Dit is die mense met wie hulle ook nie eintlik iets te doen wil hê nie. So alles is anders. Is anders as wat hulle verwagtinge is. Uiteindelik gebeur dit selfs dat die Here Jesus, wat dan nou sogenaamd die Messias is, die koning van die koninkryk wat moes kom, hy dra op die ou end 'n kruis. Hy gaan dood, hy sterf. Selfs die disippels is intens teleurgestel en verward om te dink, wat op aarde het nou hier verkeerd gegaan? Dat die een wat van God gekom het, die seun van God wat gekom het, dat hy op die ou end nou aan 'n Romeinse kruis sterf. Dit was eintlik vir hulle die slegste ding wat kon gebeur het vir die disippels. Dat Jesus sterf aan 'n Romeinse kruis. Die Romeine van wie hulle verwag het dat hy sou kom om hulle te bevry. En selfs hy, volgens hulle oordeel, gaan op die ou end onder hierdie Romeinse oorheersing. As ons die evangelie aanloop, mense moet nou Markus ook reg lees, jy moet eintlik die hele evangelie van Markus lees, waar hy begin hier met die aankondiging van die koninkryk van God, hoe die verloop van sy evangelie ook is, en die pad wat die Here Jesus ook geloop het,
wys uiteindelik dat die Here Jesus inderdaad die koning is wat sou kom, hierdie ander se koning wat van God af sou kom. En dat hy gekom het om dinge op 'n ander vlak te doen as wat hulle verwag het. Hy het nie gekom om die lewe vir hulle lekker te kom maak nie. Hy het nie gekom om die pyn en die ellende wat daar in hierdie lewe is, noodwendig te verlig nie. Sommige het hy genees. Daar was baie mense in Israel gewees in Jesus se tyd wat blind was. Daar was baie wat melaats was. Daar was baie wat uitgeworpenes was in die samelewing. En die gevalle wat ons van lees in die Nuwe Testament en in die evangelies, is op die ou end maar enkele persone wat deur die Here Jesus aangeraak is. Die koms van hierdie koning het nie beteken, nou is alle mense wat siek is gesond nie. Nou is almal wat blind is nou weer siende nie. Maar half op 'n selektiewe manier word sommige mense genees. So amper asof die Here Jesus daardeur vir ons wil wys dat hy inderdaad van God kom, want dit is die hoofrol wat die wonderwerke in die evangelie speel, is om vir almal wat met Jesus in aanraking laat kom het, te laat besef, hy is inderdaad, is hy die seun van God. Waar hy is, gebeur daar ander dinge. Daar vind vergifnis plaas. Daar's 'n innerlike herstel wat plaasvind, wat groter is as die herstel op 'n fisieke terrein. Dit is dieper. Dit het 'n dieper waarde en betekenis, want in hierdie lewe jy om nog steeds om te sterwe. Maar dit wat die Here Jesus gebring het, die vergifnis, 'n nuwe lewe, 'n nuwe manier van lewe, dit is dinge wat uiteindelik tot in ewigheid sou duur. Hy het ewige dinge het hy gebring, sodat mense waarlik verlos kan wees en weer in herstel kan word in hulle verhouding met God. Maar daar's 'n belangrike faset wanneer dit gaan oor die koninkryk van God, wat die Here Jesus hier kom aankondig en sê die koninkryk van God het nou by julle gekom. Hy self het by hulle gekom. Hulle moes die ontdekking maak dat dit gaan nie in die eerste plek oor hulle self nie, maar dit gaan oor God. It is not about us, stupid. It is all about God. Daar moes 'n skuif plaasvind. Daar moes 'n skuif plaasvind in hulle koppe en in hulle harte. En daarom praat die Here Jesus dan ook van bekering. Bekeer julle. Hy sê die evangelie van God is nou hier. Die koninkryk van God se bestemde tyd het nou aangebreek. Bekeer julle en glo die evangelie. Kom tot julle sinne. Kom tot inkeer. Sien raak en besef, dit gaan nie oor julle eie koninkryke in die eerste plek nie. Maar dit gaan oor die koninkryk van God. Dit gaan nie daaroor dat julle beheer kan hê oor julle lewe en julle omstandighede in die lewe nie. Dit gaan daaroor dat julle onderwerp aan die beheer van God oor julle lewe. Dit gaan nie daaroor dat julle self die konings in julle lewe is wat self wil dikteer en besluit hoe dinge moet werk en wat met jou lewe moet gebeur en hoe jou lewe moet verloop nie. Maar dit gaan daaroor om jou te onderwerp aan dit wat God deur jou lewe tot stand wil bring. En dis waar die Jode dit destyds gemis het, en ek dink dit is waar ons in ons eie lewens dit ook baie dikwels mis. Dat ons dink dat die Here kom help ons, dat ons lewe, die dinge in ons lewe net bietjie beter sal uitwerk, dat dinge net 'n bietjie makliker sal gaan, dat dit oor ons gaan, en dat ons dit miskyk, dat hy kom, dat ons onder sy heerskappy sal staan, dat ons sy roeping in die lewe sal uitvoer. Vir ons is ons eie roeping in die lewe, wat ons vir onsself uitgesorteer het, die plek wat ons vir onsself uitgesorteer het in die lewe, is vir ons die heel belangrikste. En die Here moet tog net help, dat ons net hierdie goed sal kan regkry.
Maar die Here Jesus het gekom as koning, en hy doen dit as ons net die volgende paar verse sou lees, of wat ons het dit ook gelees, waar die Here Jesus op die ou en die disippels roep, waar mense tot inkeer kom en sien en bekeer dat dit nie oor hulle self gaan nie, maar dat dit uiteindelik oor God in die lewe gaan. Dan kom die Here Jesus en hy roep ook, dis hoe Markus hierdie verhaal beskryf. Na hierdie preek van Jesus roep hy disippels, en uiteindelik sou hy daardie disippels stuur. So ook ek en jy, gaan dit nie in die eerste plek oor wat ek en jy in die lewe wil bereik nie. Hoe ons vir onsself die lewe aan mekaar wil sit en ons wil hê dinge vir ons moet uitwerk nie. Maar dit gaan in die eerste plek oor die beheer van die Here Jesus Christus oor jou lewe, wat jou roep en jou stuur. So jou gestuurdheid deur die Here lê op 'n hoër vlak as die ander dinge wat jy self vir jouself in die lewe wil uitwerk. Natuurlik is die Bybel baie duidelik daaroor dat dit beteken nou nie dat ons lewens nie vir God belangrik is nie. Dat ons gesinne, ons werksituasie waarin ons staan, die uitdagings wat ons elke dag aan die oë moet kyk, dat dit nie vir God belangrik is nie. Dat God nie ook in sy liefde en sy genade hom wil ontferm oor ons gesondheid, oor dat dit tog met ons goed gaan, dat ons brood kan hê om te eet en iets kan hê om te drink. Natuurlik is die woord van die Here vol van beloftes, van die trou van die Here om ook in hierdie aardse lewe vir ons te sorg, vir ons kinders, vir hulle vir wie ons lief is en wat vir ons dierbaar is, en wil die Here ook vir ons dra deur die gesukkel van hierdie lewe om 'n bestaan te maak ten spyte van al die onreg wat daar in hierdie lewe is. Maar die woord van die Here wil ons oopmaak dat ons dit sal doen vanuit die regte perspektief, dat ons vertrekpunt reg sal wees, dat die fundament waarop ons staan reg sal wees, dat dit gaan in die eerste plek oor hom. 'n Koning is daar waar daar onderdane is. 'n Koning regeer oor onderdane. En onderdane voer op die ou end die wil uit van die koning wat die besluite neem. En die Here Jesus, by die aankondiging van hierdie koninkryk en uit die res van die evangelie, is dit duidelik dat van ons gevra word om te leef vanuit hierdie vertrekpunt. It's not about me. It's all about God. My gesinslewe, my werk, waarmee ek ook al besig is, die fokus altyd die koning van die koninkryk. En daarom is bekering nodig. Want dis nie wie ons is nie, dit is nie ons geaardheid nie, dit is nie deel van ons sondige wie ons is nie. Ons is op onsself gefokus. Ons wil hê dat dinge vir ons moet uitwerk soos wat ons dit graag wil hê, en as dit nie uitwerk nie, dan beleef ons dit as verskriklik en rampspoedig en baie erg. So asof daar nie 'n God is wat in beheer is. So asof die God in wie ons glo, ons nie raak sien nie, nie ons nood ken nie. Daarom praat die Here Jesus ook van geloof, behalwe 'n breek met ons persepsies van wie God is en wie hy behoort te wees, sê die Here Jesus ook, glo die evangelie. Bekeer julle, maak julle los van julle manier van dink en sien. Laat toe dat God met sy koningsheerskappy in julle lewens inbreek en glo die evangelie. Vertrou die koning van die konings. Vertrou hom met wat ook al oor jou lewenspad kom. Weet dat dit gaan oor hom.
Weet dat as dit dan met jou so moeilik gaan soos wat Johannes die Doper ook daar in die tronk gesit het, weet dat dit waarskynlik dan na alle ander, dat dit waarskynlik dan is hoe jy God moet verheerlik, want dit gaan oor hom. Dat jy deur jou pyn, jou swaar kry, jou ellende, jou uitdagings wat jy in die lewe het, altyd na hom sal wys. Dat hy altyd al die eer en al die lof sal ontvang. Hoe jy die pyn dra, hoe jy daarmee omgaan, wat ander mense in jou lewe raak sien, wanneer dinge in die lewe verkeerd loop, soos Johannes die Doper, wat uiteindelik sy kop op 'n skinkbord vir Herodes aangedra sou word, nadat hy op die ou end onthoof is. Die apostels, waarvan ons lees, en die geskiedenisboeke van daardie tyd, vertel vir ons een verhaal van die mense wat Jesus gevolg het en sy roeping uitgeleef het, dat hulle almal op die ou end vermoor is. Dit was hulle einde, hulle aardse einde, die dood op 'n wrede manier. Almal behalwe die apostel Johannes daar op die eiland van Patmos. Dit beteken nie dat as Jesus die koning in ons lewens is en ons inbuig onder hom en dat dit oor hom en sy eer en sy heerlikheid gaan, beteken dit nie dat ons nou maar net moet vrede maak met al die lelike dinge nie. Natuurlik is daar 'n uitdaging vir ons ook om in daardie omstandighede te doen dit wat die Here vir ons gee om te doen. Om ook daarteen te werk, teen hierdie gebrokenheid te werk, om ook die nuutheid van die koninkryk ook in hierdie gebrokenheid te laat aanbreek. Maar uiteindelik dat ons die heeltyd sal erken, dit gaan oor hom. Ons, my lewe, staan onder die heerskappy van die koning, die vreemde koning, die andersoortige koning, wat na hierdie wêreld gekom het. Daarom kan ek ook dit wat skeefloop op die ou end dra met blydskap, met dankbaarheid. Carruthers het 'n boekie geskryf, Prison to Praise, en daar's nog 'n ander een wat hy ook geskryf het, waar Carruthers ook in hierdie boekie aandui om te sê, waar hulle as gevangenes vir hulle geloof in die tronk gegooi is, vervolg is, om te sê, prys die Here daarvoor. Dankie Here vir die pyn wat ek in die lewe deurmaak. Dankie Here, is swaar om te sê, vir die kankerpad wat op my kom. Want dis vir my 'n nuwe geleentheid, dis vir my 'n nuwe uitdaging om in hierdie gebrokenheid van hierdie wêreld na U te kan wys en te kan weet, daar kom 'n tyd wanneer U weer sal kom. En wanneer U weer kom, dan sal hierdie gebrokenheid waarbinne ek U koningsheerskappy sigbaar moes maak vir ander mense, dan sal hierdie werklikheid ook verander in die ewige heerlikheid wat U vir ons voorberei het. So koninkrykskinders is kinders wat ook nie net hier kyk nie. Hulle kyk hier en hulle verheerlik God in hierdie omstandighede. Maar hulle kan ook vorentoe kyk na hy wat opgevaar het na die hemel, aan die regterhand van God, en wat eendag weer sal kom in ons lewens, om vir ons te kom haal, om by hom te wees. Daar waar daar nie trane sal wees nie, daar waar die trane van die oë afgedroog sal word, daar waar daar ewige vrede en ewige vreugde sal wees, daar waar daar nie honger en dors is nie, die goed wat ons mee worstel hier op aarde om aan die lewe te bly, is nie daar nodig nie, want dan is ons in die volheid
van die koning. Dan het die koninkryk van die koning in al sy volheid finaal aangebreek. Bekeer julle en glo die evangelie, die goeie nuus. En dit is wat die nagmaal doen. Die nagmaal versterk ons geloof. Eet, proe dit, dink daaraan dat Jesus gekom het, nie om Romeinse oorheersing te vernietig nie, maar om die bose, die verlorenheid, die stikkendheid, die stikkende verhouding met God, om dit te kom heel maak. 'n koning wat heers in die dood, deur die dood, opstaan uit die dood en opvaar na die hemel. Drink, dis my bloed wat ek gegee het. Hierdie vreemde koning wat nie kom om dood te maak nie, maar wat gekom het om self gedood te word terwille van hulle wat in hom glo en wat aan hom behoort. Mag die Here gee dat wanneer jy vanmôre ook die brood eet en die wyn drink, dat jy opnuut weer verseker sal word van die teenwoordigheid van hierdie koning. Die bestemde tyd is vervul, die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. Amen.